vas. Jy gaan dalk vanaand so ietsie meer leer van Psalm 23. Ons generasie het Psalm 23 van toe ons sulke chokkertjies was, het ons Psalm 23 uit ons koppe uitgeken. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En wie van julle ken nog Psalm 23 uit jou kop uit? Pastoor en Anton, wie nog? My ou vrou, ja. En oupa hulle ken nog Psalm 23 uit hulle koppe uit. Maar weet jy wat? Psalm 23 is soveel meer. Dis soveel meer as net die Here is my herder. En vergewe my laat my toe om vanaand, wil ek hê moet ons Psalm 23 'n bietjie persoonlik maak. As ek nou lees in die woord en ek lees daar en ek sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, dan het dit naderhand so gewoon geraak. Ek lees die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie en ja. Maar vanaand wil ek vir jou vra, kom ons maak dit 'n bietjie persoonlik. En orals, hulle het dit vir my daar op die bord gesit, baie dankie. Orals waar die woordjie my of ek kom, wil ek hê, moet jy jou naam insit. Sit jou naampie daarin. Die Here is Pieter se herder. Die Here is Anton se herder. Verskoon as ek so 'n paar van julle name gebruik. Die Here is Trudy se herder. Niks sal Trudy ontbreek nie. Niks sal vir Mike ontbreek nie. Of pastoor. Ontbreek nie. So ek gaan Psalm 23 vir jou lees en as ons die verse gaan behandel, dan gaan jy miskien ook meer sien waartoe ek op pad is. Hierdie is 'n Psalm van Dawid. Die Here is Pieter se herder. Niks sal Pieter ontbreek nie. Nou ons is nie besig om by die woord by te voeg of weg te vat nie. Ek maak hierdie woord persoonlik. Ek maak dit persoonlik. En dis hoekom ek sê, sit vanaand jou naam daarby. En dan gaan ons verder, hy sê, hy laat vir my neerlê, vir Pieter, vir Koos, vir Henny, vir Piet, laat hy neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy vir Pieter heen. Hy verkoop Pieter se siel. Hy lei Pieter in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan Pieter ook in 'n dal van doodskade wee. Pieter sal geen onheil vrees nie, want U is met Pieter, U stok en U staf, die vertroos vir Anton. U berei die tafel voor pastoor Mike se aangesig, teenoor sy teenstanders. U maak Pieter se hoop vet met olie. Pieter se beker loop oor. Net goedheid en guns sal vir Marnus volg, al die dae van sy lewe. En Marnus sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. As 'n mens dit so lees, is dit nie mooi nie. Dis so persoonlik, dis so wonderlik om deel van daai Psalm te wees, om dit te kan lees so. Nou ek wil net, ons gaan begin by vers 1. Die Here is Pieter se herder. In Hebreëus is dit, nou moet julle my reg help, die twee manne wat slim is hiervoor, dis Jehovah Rohi, het ek dit reg gesê. Dit beteken die goeie herder. Dit beteken die goeie herder. Nou jy weet, jy kry as jy hier afry vir enige geval van 'n boupark toe, hier gewoonlik is daar so 'n skaapwagter of 'n wagter wat beeste langs die pad het en hy loop met sy ou stok en hy's besig om die beeste te sorg dat die beeste nie in die pad is nie en sovoorts ensovoorts. En dan kry jy 'n herder. 'n Herder is 'n leier van 'n gemeente.
Hy's 'n leier van 'n gemeente. Hy is die herder. Hy moet sorg dat sy kudde versterk bly. Dat sy kudde hoor wat die Here wil sê. En dan dank die Vader, dan kry jy Jehovah Roi, die goeie herder. Hy is soos 'n trappel van vergelyking. Beeswagter, skaapwagter, Dawid was ook 'n skaapwagter. En dan kry jy herder en dan kry jy die goeie herder. Dan kry jy Jehovah Roi. En hier is dit soos wat pastoor vanmôre gesê het, die woord van God. Jy kan nie sonder dit nie. En hier wil ek hê van vers 1 af, soos ons dit verder verduidelik, gaan ek met jou 'n paar name bespreek. En ek wil hê jy moet die konnotasie maak, waar ons het nou die Psalm gelees, waar jy jou naam Pieter ingesit het. En nou, dit is soos die mens wat gekoppel is aan die lewe. En wat is die gom wat ons by mekaar hou? Is die Here. Hy is die gom wat ons by mekaar hou. So nou bring ons jou persoonlik, die Here is Pieter se herder. Nou sê ek, Jehovah Roi is Pieter se herder. Dis nou persoonlik. Dis persoonlik. En as jy kyk in Johannes 10, vanaf vers 1 tot 16, is die vergelyking van die goeie herder. En daar verduidelik hy in detail die gelykenis, gaan lees dit. Dis fantasties mooi, gaan lees dit. Hy sê baie duidelik daar, dat die herder kom by die voordeur in. Die herder klim nie oor die muur nie, of kom van agteraf in nie. Nee, die herder, die goeie herder. Want hy sê ook die Psalm, dis 'n Psalm van die goeie herder. Hy kom voor by die deur in. En hy klop aan die deur, hy maak die deur oop. En wat sê hy? Onthou ons is nou persoonlik hier, né? Wat sê hy? Hy sê, Pieter, kom, ek maak vir jou die deur oop. Volg my. En dan sal ons verder gaan. Kan jy net jouself imagine? As jy in die oggend wakker word, dink julle, ons word net sommer wakker. Imagine, kan jy hierdie prentjie sien? Môreoggend as jy wakker word, voor jy wakker word, dan staan Jehovah Roi by jou. En hy sê, Pieter, word bietjie wakker. Ek is jou goeie herder, ek wil jou hierdie dag vat, en ek wil jou lei in hierdie dag. Volg my. Nou is dit bietjie meer persoonlik. Dink jy nie, dis lekker om elke môre wakker gemaak te word deur Jehovah Roi nie, wat sê, staan op my kind, hier's nog 'n dag vir jou. My swaar hulle het 'n plaas in 'n wildsplaas daar in ek het nou die plek se naam vergeet. In Clarence. En hulle het so plus minus 300 skape daar. Nou as jy by Ronel kom en jy loop saam met haar en sy is daar met haar skape. Jy sal nie glo nie, sy ken elke skaap op sy naam. Sy ken elke skaap se lammetjie. Dis 'n mens wat as sy skape so ken. Wat dink jy? Sê Jehovah Roi oor jou. Wat dink jy sê hy oor jou? Hy ken jou by jou naam. Ek wil vanaand vir jou sê, trust my. Hy ken jou by jou naam. Want hy was daar toe jy gevorm is. Hy sê in sy woord ook, sê hy, jy sal nie 'n haar verloor as ek nie daarvan weet nie. So pastor, al jou hare wat weg is, die Here weet daarvan. My hare is besig om te gaan nog. As hier nog 'n paar ander balde ouens is, moenie worry nie, die Here weet van elke haartjie wat weg is. So goed ken hy jou. Kom ons eer bietjie die Here vir dit, man.
Kom ons loof hom bietjie vir dit, net omdat hy ken ons by ons naam. En verder, kom ons gaan verder, hy sê, niks sal my, vir Pieter, Koos, Jan, Piet, niks sal my ontbreek nie. Het ons te doen met Jehovah Jireh, ons voorsiener. Jehovah Jireh is jou voorsiener. Persoonlik, hy is jou persoonlike voorsiener. Koos, hy is jou persoonlike voorsiener. Anton, hy is jou persoonlike voorsiener. Niks gaan jou ontbreek nie. Nou dis maklik om te sê, niks gaan my ontbreek nie. Maar wat is niks? Het jy al 'n bietjie gedink aan wat is niks? As ek sê niks gaan my ontbreek nie, wat sê ek eintlik? Ja, ek het 'n bietjie gaan kyk na die slim boeke. Wat is die definisie van niks? En hulle sê hier, dis die afwesigheid van enige iets tasbaar of denkbaar. Dis die afwesigheid van enige iets tasbaar of denkbaar. So, gee my 'n bietjie 'n voorbeeld hier, wat nou nog vir jou 'n moeilikheid kan wees. Niks beteken niks. Dit beteken, daar's niks tasbaar nie. Daar's niks denkbaar. Niks sal my ontbreek nie. Dankie. Dankie, Jehovah Jireh, dat U vir my sê, niks sal my ontbreek nie. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. En ons kyk in die woord, is daar baie plekke. Daar's baie plekke wat ek vanaand vir jou kan wys, waar Jehovah Jireh in die Bybel vir die mense gehelp het. Ek wil net een voorbeeld wys. En dit is Abraham. Die Here sê vir Abraham, my maat, ek verwag van jou om jou seun te gaan offer. En hier gaan Abraham. Dink julle hy het regop geloop? Nee, ek dink hy het so 'n bietjie gebuk geloop. En hy het gewonder. Hy het geworstel dalk met homself. Maar weet julle wat 'n verrassing kry hy? Toe hy alles reg het. Toe hy alles reg het om te offer. Toe staan Jehovah Jireh daar. En hy sê vir hom, wow, stop. Ek gaan vir jou voorsien. Kyk agter jou. Vat daai ram en offer hom. Dankie, Jehovah Jireh. Ek dink Abraham het op en af gespring van blydskap om daai ram wat voorsiene was vir hom te gaan offer. So ek dink ons het vanaand op 'n tydjie gekom waar ons 'n bietjie kan stil word. En ek wil hê elke persoon moet vanaand net so vir 'n oomblik sit en dink. Ek gaan net so vir 10 minute, nie 10 sekondes stil bly. Dan wil ek hê jy moet net dink waar Jehovah Jireh vir jou in persoon gehelp het en bygestaan het, geondersteun het. En in al wat jy net sê is, baie dankie. Gebruik net hierdie 10 sekondes om vanaand net so oomblik te dink aan wat die Here vir jou gegee het en sê vir hom dankie. Vers 2 en 3 sê, hy laat vir Pieter neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hier het ons te doen met Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Die God van vrede. Die God van rus. Nou wil ek hê jy moet net jouself voorstel. My swaar is baie gelukkig. Hy gaan so vir 'n week 'n bietjie langs die Vaaldam sit en 'n vis vang. Die woord van die Here sê, hy lei my na stille waters toe.
Dink 'n bietjie, jy sit daar voor die Vaaldam, en jy sit en jy kyk na daai rustige waters. Dit is wat die Here bedoel, in jou lewe, wat hy wil doen. In jou lewe. Hy wil jou laat gaan, na rustige waters toe. Die ander ding, wat ek vir jou wil noem, is, jou siel kan verkoop word, hy sal jou siel verkoop. En dan wil ek moet ons net vinnig gou kyk, na Filippense 4 vers 6 en 7, en hy lees soos volg, wees oor niks besorg nie. Daar kom niks weer in. Wees oor niks besorg nie. Ja, maar Pieter, jy verstaan nie wat in my huis aangaan nie. Jy verstaan nie wat by my werk aangaan nie. Pieter wil vanaand vir jou sê, Jehovah Shalom is in beheer. Hy is in beheer, en hy wil vanaand vir jou sê, moet jou oor niks bekommer nie. Maar hy gaan verder, en hy sê ook, en dit is hier, waar die Pieters, en die Antons, en die Mikes van die lewe, waar ons inkom, en waar dit ons ook iets van ons vat. Ons kan nie net sit en ontvang nie. Ons kan nie net sit en ontvang nie, want die vers verder, as jy verder lees, sê hy baie duidelik, maar, wees oor niks besorg nie, maar, laat julle begeertes in alles, deur gebed en smeking, met danksegging bekend word by God. 'n Boer wat op die stoep sit, en koffie drink elke dag, dink julle hy gaan aan die einde van die seisoen, 'n mielieoes? Nee, hy gaan nie. Hy moet opstaan, hy moet gaan plant, en dan sal die voorsiener, sal dan vir hom voorsien. So hy moet ook iets doen. So ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid om na ons Vader te gaan, en te sê, ek kan alles. En wat is alles? Wat is alles? Alles is, Pieter, ek het 'n probleem by die werk. Pieter, ek het by my huis. Pieter, dis alles. Dis die teenoorgestelde van niks. Wees oor niks bekommer, maar vat alles na die Here toe. En hy sal vir jou voorsien. En dan sê hy ook hier, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. Die vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Wat se vrede kan jy in jou gedagte dink? Wat se vrede kan ons as mens dink in ons harte? As die kinders net gaan slaap, het ons tog vrede in die huis. As mamma net tevrede is, dan het ons vrede in die huis. Weet jy wat? As jy na jou Vader gaan, dan gee hy vir jou die vrede wat jy in jou verstand nie kan dink nie. Dit gaan in jou sinne en in jou wese. Daar ontstaan 'n vrede daaruit. En dit is wat Jehovah Shalom vir ons wil sê vanaand. Dis hoe persoonlik dit is. Ek gaan aan na vers 4 toe. Hy sê, man, hierdie is interessant. Jehovah Shammah, God met ons. God is oral met ons. Dis in vers 4. Want vers 4 lees as volg: al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee. Die Psalm digter hier praat nie net van doodskade wee wanneer jy die aarde verlaat nie. Nee, hy praat hier en let op wat hy sê.
Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van dood skaduwee. Dit is baie interessant, dat hy sê dood skaduwee, want weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Jehovah Shammah sê, my kind, die enigste tyd, wat daar 'n skaduwee kan wees, kan julle my skaduwee sien? Hier, kan julle my skaduwee sien nou? Jy kan my skaduwee sien, hoekom? Hoekom? Want daar's 'n lig wat skyn. Jehovah Shammah skyn oor jou, as jy sy hand vashou, as jy saam met hom 'n pad stap, dan sê hy, my kind, daar's nie 'n doodskaduwee wat jy deurgaan, waar ek nie jou hand vashou nie. Ek is altyd by jou. Ek sal jou vashou, al gaan jy deur 'n skaduwee. My vriend, vriendin, vanaand weet ek nie wat se skaduwee jy deurgaan nie. Ons het nie almal, ons het vanmôre gehoor, ons het ups and downs. Ons het vanmôre daarvan gepraat. Man, ek wil vanmôre, toe pastoor klaar gepreek het, toe wil ek vir hom sê, kan ons maar nie sommer net aangaan en hierheen ook klaar kry nie, want die twee praat so met mekaar. Die twee, en ons het nie geweet waarvan ons, wie gaan wat sê nie. Maar kom ons gaan terug, Hy sê, my vriend, my vriendin, jou doodskaduwee wat jy vanaand het, kan net jy by Jehovah Shammah se voete gaan los. En ek daag jou vanaand uit. Ek wil vanaand vir jou 'n uitdaging gee. Vat daai doodskaduwee, gaan sit dit by die voete van Jesus, en doen my een guns, want ons is so geneig, om wanneer ons pakkie by die kruis neersit, of by die voete van Jesus neersit, en ons staan op, dan vat ons hom weer saam. Los hom daar. Los hom by Jehovah Shammah, want hy sal dit vat. Hy's oralste saam met jou. Hy hou jou hand oralste vas. En hy sê vir jou, ek is by jou. So weet vanaand, vriend, vriendin, dat hy is met jou. Al gaan jy deur 'n doodskaduwee, al gaan jy deur moeilikheid, al gaan jy deur wat by die werk of by die huis of waar ook al by die skool. Die Here Shammah, Jehovah Shammah is by jou en hy hou jou vas. Onthou jy nog Filippense 4 vers 6 en 7? Moet oor niks bekommer nie. En bring alles na my toe in danksegging en in gebed, en ek sal jou vrede gee. Daar is so 'n groepie op ons WhatsApp groep wat sê gebed verander sake. Mense, dis die waarheid. Gebed verander sake. Vat jou skaduwee na hom toe en los dit by hom. Hy sal die lig oor jou skyn en jy gaan jou skaduwee sien. En ander mense gaan jou skaduwee sien en weet waar jou krag en jou hulp vandaan kom. Ons gaan na vers 5 toe. Hy sê, u berei die tafel. Ek kan nou genoeg my naam gebruik, ek gaan nou 'n bietjie vir Anton misbruik. U berei die tafel voor Anton se aangesig, teenoor Anton se teestanders. U maak sy hoof vet met olie. Anton se beker loop oor. Vriend, vriendin, weet jy wat? Jy het vanaand met Jehovah Nissi te doen. Jehovah Nissi, wat beteken dit? Dit beteken 'n banier. Jehovah Nissi is jou banier. Nou kom ek verduidelik net so 'n bietjie, wat is 'n banier? Ek kan nou nie, hier staan nou nie een hier nie, maar hier is een hier voor in die kerk as jy inkom. Dis so 'n stuk lap, wat aan eisters vas is, of 'n plaat, of 'n karton, of 'n lap, wat sê, daar staan iets op. Dis 'n banier. En soos hierdie wat hulle altyd hang, happy birthday. As jy inkom, dan kan jy sien, daar staan happy birthday. 'n Mens kan dit sien. So wat sê hierdie vers? Hy sê, Anton, ek berei die tafel
voor jou aangesig teenoor jou teestanders. Ek maak jou hoof vet met olie. Jou beker loop oor. Jehovah Nissi het 'n banier. Hy is die banier. En weet jy wat staan op daai banier? En ek wil hê jy moet dink. Pastoor sê altyd hy's 'n prentjie mens. Ek wil hê jy moet nou vanaand sit en jy sien daai vliegtuig. Julle kyk nou die kant toe. Ek wil hê julle moet sien daai vliegtuig vlieg daar. Met een van daai lang lappe aan. En daar staan op daai lang lap iets geskryf wat net deur een persoon geskryf kan word. En dit is, ek is. Hulle sê, Moses kom by, vra vir die Here, hy vra, die mense vra, wie is u nou, wat moet ek sê, wie is u? Toe sê hy vir hom, ek is. Verlede tyd, toekomstige tyd, en huidige tyd, die Here is altyd. Jehovah Nissi is altyd. Huidige tyd. Oor 3 minute is hy huidige tyd. 3 minute terug was hy huidige tyd. Hy is altyd huidige tyd. So, op daai banier het die groot ek is geskryf. En hier gaan ek nou my naam gebruik. Want man, ek sien daai vliegtuig daar ry. En ek sien my naam geskryf daar. Hy sê, Pieter, ek die Here jou God, berei jou lewe vir jou, op die bes moontlikste wyse wat jy aan kan dink, voor. Ja, is dit net goeie tye? Sê die woord van die Here, ons gaan net happy tye hê? Nee, op daai banier staan, daar staan, ja, moeilike tye sal jy Pieter beleef, maar ek, Jehovah Nissi, Jehovah Roi, Jehovah Shammah, Jehovah, die tweede een, ek is altyd by jou. So, nou gaan ek verder, hy skryf daar, ja, moeilike tye sal jy beleef, maar ek sal jou nooit bokant jou vermoë versoek nie. Ek sal met elke versoeking ook vir jou die uitkoms gee. En onthou, as jy moeilikheid het, ek is met jou. Dis wat op my banier staan. So ek weet nie wat het jy gesien nie. Maar by my banier staan daar, en hy vliegtuig ry. Man, kan jy imagine? Jou teestanders staan en kyk. En wat sien hulle? Hy sien, ek het 'n tafel voorberei vir jou, teenoor jou teestanders. Man, teestanders, ons veg nie teen mense nie, ons veg teen die bose. En weet jy wat? Hulle sien daai banier, en hulle weet, kind van God, jy het beskerming, en jy loop die pad. En ek is amper klaar. Daar's net 6 versies, gelukkig. So, ek dink, ek gaan vir Madeleine vra om maar so lank vorentoe te kom. En ek wil vir julle, die 6de vers, is bietjie anderster as die ander. Die eerste klomp verse, 5 verse, dankie Here vir die reën. Kom ons eer hom 'n bietjie vir die reën wat hy vir ons gee. Die eerste klomp verse, as jy dit lees, sê die heeltyd, die Here sal dit vir my, die Here sal dat vir my, die Here sal dit vir my, en hy kyk vir my, en die hele klomp verse, is hy besig om vir my te sê, hy kyk vir my. Vers 6 is 'n bietjie anderster, ek kan hom net kry. Hy sê, hier is 'n verklaring, wat hy gee. Hy sê, net goedheid en guns, sal my volg al die dae van my lewe.
Nou ek het so 2 Sondae terug, was die boodskap op die pastoor het die oggend gepreek en die oggende voor ons kerk toe kom op IFM. En hy het spesifiek gesê, man, dit het my getref. Hy het spesifiek gesê, daar waar hy sê, net goedheid en guns sal my volg al die dae. En ek wil vra, die vraag wat hy gevra het, weet jy wat beteken volg? Wat beteken volg in jou, vir jou? Net goedheid en guns sal my volg. Net goedheid en guns sal my volg. Net goedheid en guns sal my jaag. Net goedheid en guns. Dankie Here. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hy sê en ek sal. Dis nie ek gaan of ek kan of ek wil nie. Hy sê ek sal. As verantwoordelikheid op elkeen van ons. Hou die Here se hand vas en hy sê en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Tot die dae van my lewe verby is, sal glo ek, sal ek in die huis van die Here bly. En dit is vanaand vir ons elkeen. Vir ons elkeen is dit vanaand 'n uitdaging. En wil ek vir jou vanaand sê, jy kan nooit in jou lewe weer sê, as jy Psalm 23 lees, dat dit is net 'n psalmpie wat verbygaan nie. Dit is die mees persoonlikste stuk in die Bybel, wat so bekend is, wat nou joune is, want jou naam en die Here se naam is gekoppel daaraan. Daai gom wat jou in jou lewe bymekaar hou, is Jesus, dis Jehovah. Al daai name van hom, hy voorsien vir jou, hy hou jou vas, hy is jou krag, hy is jou sterkte. Al daai is persoonlik nou joune. So jy moenie sê, ek het nie geweet nie. Nou kan jy sê, ek weet, nie meer 'n vraagteken nie. Jy kan nou sê met 'n uitroepteken, ek weet, wat ek weet, wat ek weet, dat Jehovah is my koning. As jy saam met my wil staan, en vir die Here wil dankie sê, dat hy vanaand ons Jehovah's is. En as jy vanaand vir hom wil sê, Vader, ek wil u hand vashou. Ek is kind van God, maar daar's party plekkies waar ek in die skade weer is. Gee dit vanaand vir hom. Gee dit vanaand vir hom. En jy gaan nie beskaam staan nie. As jy glad nie die Here ken nie, is dit vanaand jou kans om te kan sê, ek wil weet wat die ander weet. Want na vanaand het jy die boodskap gekry. En jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy God nodig het. Ons hemelse Vader, wat 'n voorreg het ons om vanaand Psalm 23 ons eie te kon maak, Here. Baie dankie Vader, dat ons vanaand kan weet dat U, Jehovah, en al daai name, dat U ons aan U Vader hart vashou. Dankie Here dat ons vanaand kan weet dat ons U hartklop kan hoor en kan voel, en dit is hoe persoonlik U met ons bemoeienis maak. Dankie Here dat ons vanaand kan weet dat U is die goeie herder. U is die herder wat vir ons elke dag die deur oopmaak en sê, volg my, ek sal jou op die regte pad lei. Vader, my gebed is vanaand, as daar vanaand enige iemand is, wat in skade weer nog oor hom het,
'n doodskaduwee oor hom het, Here, of oor haar het, Vader, waar hulle dit nou voor u voete neersit, vra ons, Here, dat u deur u groot genade, deur u krag en u heerlikheid, vir elkeen sal vashou, Here, sal bystaan, en Here, gee ons die krag om dit te kan los by u voete, Here. En ons weet u sal met dit deel. En Vader, as daar vanaand dalk iemand is wat nog nie kan sê ek is kind van God nie, maar na vanaand weet dat hulle het u nodig in hulle lewens, is my gebed vanaand, Here, dat u in elkeen se hart sal werk, en ons loof en ons prys u daarvoor. U is die koning van alle konings, en ons gaan vandag nou uit die gebou uit, Here, my gebed is dat u elkeen sal beskerm, elkeen sal bewaar, by die hand sal neem in hierdie hele week verder, tot ons mekaar weer sal sien, in u hand sal hou, en ons sê vir u dankie daarvoor. Amen en amen. Baie dankie. Julle is baie